Die vraag wat meeste gelowiges het, is daai vers in die Bybel wat Jesus sê, ek het gekom dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Hoe werk dit? Is dit moontlik? Kan 'n mens altyd dit beleef? Kan 'n mens die blydskap altyd ervaar, die vreugde wat van binnekant af uitkom? Die lewe is dan vol sulke moeilikheid en krisisse en dramas en al die goed wat 'n mens as dit ware jou vreugde wil bepaal, wil vir jou sê, maar dit steel my vreugde, dis iets wat vir my wegtrek van dit wat ek moet wees. En dis iets wat vir my elke dag belangrik is, dat ons daai vreugde sal kan beleef. In my stil wees vanoggend het ek sommer net met die gedeelte in die Bybel waar ek op hierdie stadium besig is om te lees, by 'n plek uitgekom wat toe ek die verse lees, toe dink ek, wat kan dit nou eintlik vir my vandag beteken? En die gedeelte wat ek gelees het, kom uit Matteus 9, vers 14, wat sê, in die tyd het die volgelinge van Johannes na Jesus toe gekom en gevra, waarom vas ons en die fariseërs dikwels, maar u disippels vas glad nie? En die antwoord wat Jesus vir hulle gee is, kan die bruilofsgaste dan treur solank die bruidegom nog by hulle is? Nou, toe ek nou oor die stukkie begin dink en besef, maar dis hoekom die vreugde eintlik so deel van ons lewe kan wees, dat ons die oorvloed van dit wat God vir ons gee, wat Jesus vir ons gebring het, elke dag kan ervaar. Hierdie vers het die geheim in hom. 'n Mens het baie keer behoeftes, 'n mens het baie keer dinge wat jy oorvra het, 'n mens het baie keer goed wat vir jou onduidelik is en so, en dan dink ons maar, ons moet vas daaroor, ons moet eintlik soek na 'n antwoord, want ons vreugde word daardeur bepaal. Nee, sê Jesus, wanneer die bruidegom by ons is, dan hoef ons nie te vas nie. Dan hoef ons nie na daai goed te soek nie. Dan kan ons op die teenwoordigheid van die bruidegom fokus. Nou, Jesus het weggegaan en soos hy beloof het, weer na ons toe teruggekom en ons met sy gees kom vul. Hy het ons weer kom bewus maak daarvan dat ons is nie alleen nie. Hy het gesê, ek kom en ek sal by julle bly en ek sal vir altyd by julle wees. Op 'n ander plek lees ons, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Op 'n ander plek sien ons, maar die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Met ander woorde, as ons besef wat ons identiteit is, wie ons is, dat ons een met Christus is, dat ons gevul is met sy gees, dat God in ons lewe, dan besef ons, maar dit is 'n nuwe identiteit. Die bruidegom gaan nooit weg nie. Ons is altyd saam met hom, een met hom. En dit het my vanoggend so intens geraak, dat ek weet, ek moet net elke dag as dit ware hierdie beginsel, hierdie uitgangspunt, hierdie verstaan in my lewe so deel daarvan maak, vasmaak, dat ek weet, maar ek twyfel nie daaroor nie. Ek het die voorreg om getroud te wees. Ek twyfel nooit of ek getroud is nie. Om deur Christus wedergebore te wees, gevul te wees met sy gees,
om te verstaan dat ons is nuut gemaak, alles het nuut geword, dan weet ek, daai vreugde van Christus is altyd daar. Nou beteken dit nou dat daar nooit meer moeilikheid op my pad kom nie. Dat daar nooit meer moeilike keuses is en goed wat gebeur wat my teen die mure wil uitdryf nie. Nee, Jesus het self gesê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar ek het die wêreld oorwin. Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Met ander woorde, ons word nie bepaal deur die goed wat elke dag rondom ons gebeur nie. Die wêreldse dinge wat hulle na ons toe gooi, al die krisisse en dramas wat ons kan opnoem, dit bepaal ek en jy, vir my en jou nie. Dis dat ek een met Christus is, wat my bepaal. Ek wil sommer net hierdie gedagte met jou deel vandag, om vir jou te bemoedig en vir jou te vertroos om te sê, wie is jy? Een met Christus. En dit maak dat jy altyd weet, hy is aan my kant, hy is by my, hy help my. Hy wil amper as het ware sê, soos die Engelsman sê, I've got your back. En dit hou ongekende vreugde in. Mag jy dit vandag ervaar en mag jy elke dag daaruit lewe, want dit is die oorwinningslewe. Oorwinning nie om alles te kry wat ek wil hê nie, maar om te weet, ek is een met die oorwinnaar.